Ahoy, my naam is Adrie en ek groet jou vanuit die pragtige Sedgefield in die Suid-Kaap. Tans bevind ek my op my Holy Strand. Hierdie kanaal heet die tweede helfte. En nee, ons gaan nie oor rugby praat nie. Ons gaan ook nie oor jou wederhelfte praat nie. Ek wil hê, jy moet saam met my besin oor watter kompas jy wil gebruik om die tweede helfte van jou lewe mee te navigeer. Dis belangrik dat ons hierdie latere hoofstukke van ons lewens in oënskou neem. Jy wil nie soos Salomo aan die einde van sy lewe tot die slotsom kom dat alles net 'n gejaag na wind was. Jy wil ook nie soos Voltaire op jou sterfbed uitroep dat jy deur God verlaat is. So, wat is die sin van die lewe? Wel, hier bokant my staan This is Living. Nou 'n 20-jarige wat op hierdie swaai sit en roomys eet. Sy persepsie verskil dalk hemelsbreed van ons sin wat al baie seisoene deurleef het. Terloops, moet nooit die deel van jou mens wees wat graag op 'n swaai sit en roomys eet, prys gee nie. Moenie verleer om te speel nie. Op hierdie stadium van ons lewens het ons hopelik al reflekteer in middel van introspeksie, sowel as retrospeksie. Jy sien, geëvalueerde lewenservaring is die beste leermeester. En wat se prentjie skilder jou terugblik? Daai skip wat gesink het, was dalk 'n belangrike inset in jou lewe. Storms duur nie vir ewig voort nie, maar die groei wat hulle bring wel. Laat jou gebrokenheid bruikbaar word. Laat jou wonde jou wysheid word. Soveel mense loop deur die lewe met 'n doodsheid binne hulle, omdat hulle pyn hulle gebreek het. As jou pyn jou egter oopbreek, word jou gebrokenheid deel van dit wat jou bruikbaar in God se koninkryk maak. Jesus het gesê, hy het gekom sodat ons lewe in oorvloed kan hê. As ons met dooie albatrosse op ons skouers loop, strook dit mos nie met sy belofte nie. Die Deense filosoof Søren Kierkegaard het gesê, life can only be understood backwards, but it must be lived forwards. God het vir ons lewe gegee. Jy kan nie toelaat dat jou wonde jou pad vorentoe dikteer nie. Ek kan nie verstaan dat mense wegskram van God se woord nie, want sy woord is gehul in positiwiteit. Stem die volgende belofte jou positief of negatief? Jesaja 46 vers 4 sê, tot in julle ouderdom is ek daar, tot in julle gryse ouderdom is ek die een wat julle dra. Wanneer negatiewe gedagtes wil kom nes maak in jou kop, het jy 'n keuse. Jou gedagtes kan soos 'n hond aan 'n leiband wees wat weghol met jou. Of jy kan eienaarskap neem daaroor. Jou hond is nie veronderstel om jou weg te hol nie. Dis jou hond en jy dissiplineer hom. Wat sê 2 Korintiërs 10 vers 5? Ons neem elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan Christus. Die stryd is in jou kop. Vervang teenproduktiewe gedagtes bewustelik en doelbewus met positiewe gedagtes. Die apostel Paulus skryf, beplan alles wat waar, eerbaar, skoon, suiwer, lieflik en lofwaardig is. Dan sal die God wat vrede gee by julle wees. Dit staan in Filippense 4 vers 8 tot 9, Nuwe Lewende Vertaling. Om jou gedagtes te verander en te vernuwe is 'n proses. In die tweede helfte van jou lewe is hierdie geestelike dissipline belangriker as ooit van tevore. Jy het die inspraak van God se positiewe woord nou meer as ooit van tevore nodig. Jou gedagtegang kan jou pyn transformeer, maar jy moet jou geestelike spiere oefen. Jy moet God se beloftes vir jou unieke situasie ken en dit verpersoonlik. Maar jy dink dalk, Adrie, jy weet nie wat in my lewe gebeur het nie. Dalk het jy gesinslede aan die dood afgestaan. Dalk het jou man jou vir 'n jonger vrou verruil. Dalk het jy fenominale finansiële verliese gehad. Die spreekwoordelike mat kan mos op enige gegeewe tyd onder mense voete uitgeruk word. Die lewe gebeur met ons. En as jou identiteit op eksterne faktore waaroor jy geen beheer gehad het nie gevestig was, gaan jy swaar kry.
Dis wat jy met die trauma doen wat van deurslaggewende belang is. Definieer die pyn wat jy ervaar het, jou. Dra jy dit soos 'n dooie albatros op jou skouer, op die deel van jou lewensreis wat nog oor is? Of sien jy jou verliese as waardevolle lewenslesse? Jy sien, perspektief verander alles. Ons het geen beheer oor eksterne faktore nie. Ons het slegs beheer op ons reaksie daarop. Dit kan jou lewensreis vorentoe ondraaglik maak, of jy kan die reis vorentoe met nuutgevonde wysheid aandurf. Jy moet stop, reflekteer en jou koers verander. Vertrou God se kompas. In Rit 1 vers 20 tot 21 lees ons hoe Naomi vir haar vriendinne die volgende sê nadat sy sonder haar man en seuns terugkom in haar geboorteland. Noem my nie Naomi nie, noem my Mara, want die Almagtige het my baie bitterheid aangedoen. Vol het ek weggetrek, maar leeg het die Here my laat terugkom. Waarom sou julle my Naomi noem? Mara beteken bitter. Gelukkig stop die boek van Rit nie daar nie, nê? Ons lees dat Naomi op 'n vernuftige wyse 'n matchmaker, oftewel 'n paartjieskepper word. Jy sien, Naomi kon dag vir dag deur haar pyn verswelg word, of sy kon 'n planmaker word. Paulus waarsku ons in Hebreërs 12 vers 14 om waaksaam te wees, dat verbittering nie soos 'n wortel uitsprei nie. My vriend en vriendin, as jy bitterheid en selfbejammering koester, is jy nie op 'n goeie plek nie. Dis selfvernietigend. Beweeg aan. 'n Slagoffermentaliteit is kontra Bybels. God is die God van vooruitgang. Hy verwag van jou om jou voete in die water te sit, sodat hy die Rooi See vol hindernisse vir jou kan oopkloof. Laat dit wat met jou gebeur, jou beter en nie bitter maak nie. Reflekteer op die pynvolle pad wat jy gestap het en die lesse wat jy geleer het, want sonder pyn groei ons nie. Maar daar's 'n verskil tussen pyn wat suiwer en pyn wat verbitter en vergiftig. Ken die verskil. Maak 'n kopskuif. As dieselfde kragtige gees wat Jesus uit die dood opgewek het, in ons woon, soos Romeine 8 vers 11 sê, kan ons mos nie soos verbitterde maras met dooie albatrosse rondom ons nek loop nie. Ons liggaam was nie ontwerp om emosionele trauma te huisves nie. Dit moet vrygestel word. Probeer lofprysing en sien hoe dit jou senuweestelsel ten goeie beïnvloed. Paulus het baie ontberings in sy lewe ter wille van die evangelie verduur. Maar aan die einde van sy lewe kon hy onomwonde in 2 Timoteus 4 vers 7 verklaar. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Sien jy dat hy dit 'n goeie stryd noem en nie net 'n stryd nie? Ek wonder hoeveel van ons sou die ontberings wat hy moes deurmaak as goed kon en wou beskryf. Dis nie verby totdat God sê dis verby nie. Een van die name wat aan God in die skrif gegee word is Verlosser. Omdat hy jou van jou foute kan verlos en dit in 'n leerervaring kan verander. Hy kan selfs die verkeerde keuses en besluite wat jy in die verlede gemaak het ten goeie vir jou laat meewerk. Romeine 8 vers 28 sê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. So, as jy gereed is om die dooie albatros van jou skouers af te gooi, druk die hou van en onderskryf knoppies. Tot volgende keer en onthou, die beste kom nog. Shalom.